gebarste lippe, nie een fout in my stem. Ons maak vanoggend klaar met ons reeks waarmee ons besig is. Die reeks handel oor om 'n radikale gelowige te wees. En ons het gekyk na 'n klompie gelykenisse wat baie radikale goed sê en wat mense eintlik baie keer ontstel, dit ontstig jou hier binnekant, en dis wat gelykenisse wil doen. Dit wil jou grense skuif, dit wil jou denke skuif. En vanoggend ons laaste tema in hierdie reeks is radikale prioriteite. Nou wil ek vir julle sê, ek het nou baie met hierdie preek gestoei en probeer hier goed insit en wegvat en so aan, want dit is net so 'n omvattende tema. So ek hoop ons kom uit vandag waar die Here graag wil hê ons by moet uitkom met hierdie tema. Radikale prioriteite. Kan ek vra, is daar miskien iemand wat graag vir ons vanmôre dalk wil bid? Die Here se seën op die woord vra en sommer net vir ons bid. Enige iemand wat graag voel jy wil vanoggend bid. Ek glo daar sal so iemand hier wees. Dankie Arisa. Ons gaan lees Lukas 14 vers 15 tot 24. Toe een van diegene wat saam aangeleen het om te eet, dit hoor, sê hy vir hom: Gelukkig is die een wat aan die maaltyd in die koninkryk van God sal deelneem. Toe sê Jesus vir hom: 'n man het 'n groot feesmaal gehou en baie mense genooi. Toe dit tyd was vir die feesmaal, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: Kom, alles is gereed. Maar een na die ander het almal verskonings begin aanbied. Die eerste een het vir hom gesê: Ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek daarna gaan kyk. Ek vra u, verskoon my tog. 'n ander een het gesê: Ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle uittoets. Ek vra u, verskoon my tog. Nog 'n ander een het gesê: Ek is pas getroud en daarom kan ek nie kom nie. Met sy terugkeer het die slaaf hierdie dinge aan sy eienaar gerapporteer. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir die slaaf gesê: Gaan dadelik uit in die strate en die steegies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en die verlamdes hierheen. En die slaaf het kom sê: Meneer, die opdrag wat u gegee het is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die eienaar vir die slaaf: Gaan uit na die paaie en die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. Want ek verseker julle, nie een van daardie mense wat aanvanklik genooi is, sal hulle mond aan my feesmaal sit nie. Terwyl ons so sit, kom ons sing liedboek 209. Hy het net een vers, baie dankie. Ek dink as 'n mens hierdie gelykenis en ook 'n hele klomp ander gelykenisse wil verstaan, is dit baie belangrik dat 'n mens net eers vir jouself moet weer herinner en dit in jou kop vir jouself uitmaak, wat is die koninkryk van God? Want baie van die gelykenisse van Jesus handel oor die koninkryk van God. U sal hoor van die gelykenisse begin met: in die koninkryk van God werk dit so, dan is daar 'n skat in die saailand, of die saaier wat loop en die saad saai, of die boom se saadjies wat geplant is en dan groei die boom, né? Daar's klomp sulke gelykenisse. En dit is belangrik dat ons veral in hierdie gelykenis moet eers net seker maak dat ons reg verstaan wat is die koninkryk van God. Nou ek wil dadelik vir julle sê, want dit is baie keer die idee waarmee mense leef, is dat die koninkryk van God is nie die hemel nie. Dis nie die hemel hierna waarna verwys word, dat een dag is ons in die koninkryk van God nie. Ek dink 'n mens sou ten beste kon sê, as 'n mens 'n definisie moet gee vir wat bedoel Jesus as hy praat oor die koninkryk van God,
Want dit is eintlik so 'n opvattende term, jy kry nie regtig jou kop om hierdie ding nie, maar miskien is 'n poging tot 'n definisie, is om te sê, dis 'n alternatiewe manier van leef, dink en wees. Ten diepste is dit God se wêreld. In God se wêreld leef mense anders, dink jy anders en is jy anders. Ons lees byvoorbeeld in teksgedeeltes soos Matteus 16 vers 28, sê Jesus, Amen. Ek sê vir julle, sommige van die wat hier staan, sal die dood beslis nie smaak, voordat hulle die Seun van die mens in sy koningsheerskappy sien kom het nie. Met ander woorde, die koninkryk van God sien kom het nie. So Jesus sê vir sy disippels, hulle gaan reeds die koninkryk van God in hierdie lewe sien kom. Nie eendag hier en nou in die lewe. Jesus sê in Lukas 17 vers 21, sê hy, mense sal nie sê, kyk, hier is dit, hy praat oor die koninkryk, nee, hier is dit of daar is dit nie, want kyk, die koninkryk van God is in julle midde. Jy kan dit ook vertaal met, die koninkryk van God is in julle. So die koninkryk van God is reeds hier. Mense leef reeds in die koninkryk van God, hier op die aarde. Die koninkryk van God gaan ten diepste oor 'n alternatiewe manier wat anders is as die res van die wêreld, waarin mense, hoe jy leef, hoe jy dink en so aan. Het gaan in die eerste plek in die koninkryk van God oor 'n ander koning. 'n Ander iemand is jou baas, 'n ander iemand is jou Here. Dis nie meer jou begeertes wat jou Here is nie. Dis nie meer jouself wat jou eie Here is nie. Dis nie meer die wêreldse sisteme en denkwyses wat jou Here is nie. Die Here is jou koning. God is jou koning in die koninkryk. Dit gaan ten diepste oor die persoon van die koning, nê? 'n verhouding met hierdie koning waarin 'n mens staan. Die koninkryk van God werk met ander waardes as wat ons baie keer gewoond is in hierdie wêreld. In die koninkryk van God is dit nie die sterkste wat oorleef nie. In die koninkryk van God is dit die swakste wat die belangrikste is. Kinders is die belangrikste in die koninkryk van God. Nie die dominees en die belangrike mense nie, maar die kinders is die belangrikste. Die meeste aandag in die koninkryk van God moet aan hulle gegee word, sê die Here Jesus. In die koninkryk van God gaan dit nie om jouself te vind nie, dis mos wat ons baie keer sê, ek wil net myself vind. In die koninkryk van God gaan dit nie om jouself te vind nie, dit gaan om jouself te verloor. Werk anders in die koninkryk van die Here. In die koninkryk van die Here gaan dit oor prys gee, opoffer, in plaas van kry. In die koninkryk van die Here definieer ons goed anders as ons dink oor die waardes en die beginsels. Sukses in die koninkryk van die Here gaan nie oor hoeveel geld het jy nie, dit gaan nie oor wat het jy bereik in die lewe, watter posvlak het jy in die lewe nie. Dis glad nie belangrik in die koninkryk van die Here nie. Maar in die koninkryk van die Here word sukses gedefinieer met hoeveel het jy gedien? Hoe was jou verhoudings gewees? Hoe het jy met mense omgegaan? So daar's ander waardes en beginsels wat geld in die koninkryk van die Here. In die koninkryk van die Here werk ons met 'n ander doel. Die doel in die koninkryk van God is ten diepste om die Here te ken. Dis die eerste strewe, dis die prioriteit in die koninkryk van die Here is om die Here te ken, is om Jesus te ken. Die doel in die koninkryk van die Here is om lief te hê. Dit is om te verander, is om te transformeer. Dis jou hoogste prioriteit in die koninkryk van die Here, saam om die Here Jesus te ken, om te verander, om al hoe meer soos Jesus te wees en te lyk. Al hoe meer. Dis die strewe, dis die roeping, nee, wat in die koninkryk van God oorgaan. Gaan in die koninkryk van God om werklik ten diepste mens te kan wees. Om dit te wees wat God bedoel het
met my ek moet wees. As 'n ander doel en 'n ander funksie as wat ons aan gewoond is. Paulus praat van, hy sê, ons is nie meer wêrelds nie. As Paulus in die Bybel praat van die vlees of die wêreld of wêreldse denke, dan bedoel hy daarmee, dis die teenoorgestelde van die koninkryk van God. Met ander woorde, die wêreldse waardes, die wêreld werk met ander waardes, die wêreld werk met 'n ander koning, die wêreld werk met 'n ander doel, 'n ander iets wat die wêreld najag as in die koninkryk van God. So, wanneer Jesus dan praat oor hierdie gelykenis, dan moet ons heeltyd onthou, die mense word genooi na die feesmaal toe, na die koninkryk van die Here toe. Hy sê die koninkryk van die Here is soos 'n feesmaal. So mense word genooi om in 'n verhouding met die Here te staan en mense word genooi om in 'n alternatiewe manier van lewe te kom leef. Om werklik die lewe ten diepste te kan beleef en te kan ervaar. En daarom word daar gepraat van 'n feesmaaltyd. Dat Jesus sê die koninkryk van God is waar ons fees vier. Miskien is dit hoekom die Christene nog altyd deur die eeue en ook in die Bybelse tyd het hulle gehou van eet. Christene het baie saam geëet, saam gekuier, mense genooi om saam te kom eet. Want dit was 'n simbool van hierdie feesmaal wat ons saam met die Here het, né? So ten diepste wil die koninkryk van die Here vir jou die diepte en die rykdom van God en van menswees te kom ontdek. Jesus het gesê, ek het gekom om vir jou die lewe te gee en dit in oorvloed. Ons definisie van lewe in oorvloed verskil net baie keer van God se definisie van lewe in oorvloed. Hoe die koninkryk lewe in oorvloed definieer. Geliefdes, en dis belangrik om ook in hierdie gelykenis raak te sien dat mense word genooi na die maaltyd toe en dan kom hulle nie. Dit beteken om deel te hê aan die maaltyd, moet jy kom deelneem aan die maaltyd. Die uitnodiging is nie genoeg nie. Die uitnodiging maak nie dat jy die maaltyd beleef nie. Jy moet deelneem aan die maaltyd. Want 'n mens hoor baie keer dat mense sal sê, maar ek dien die Here en ek volg die Here en ek probeer my geestelike dinge doen en so aan, maar dit doen nie regtig in my lewe nie. Ek voel nie beter nie, ek voel nie gelukkiger nie, ek voel nie vroliker nie. Dit doen niks aan my depressie nie en so aan en so aan en dit help my nie. Die feit van die saak is, geliefdes, om net te glo in die maaltyd maak nie dat jy dit eet nie. Jy moet deelneem aan die maaltyd. Ek moet in die verhouding kom staan met God. Ek moet vir God beleef en ervaar in my lewe. Ek moet die waardes van die koninkryk van die Here moet my waardes word. Ek kan nie aanhou probeer leef en sê, hier is 'n klomp wêreldse waardes en beginsels en doelwitte waarmee ek leef en ek bring dit in die koninkryk van die Here in en nou kom sê ek maar die koninkryk van die Here werk nie. Die koninkryk se waardes, die koninkryk se beginsels, die koninkryk se doel moet myne word. Dan neem jy deel aan die maaltyd. En is interessant dat as Jesus hier sê, hy het 'n klomp genooide mense, dan sinspeel hy. Jy sien dit op die res van die hoofstuk en op die ander gelykenisse. Dan sinspeel hy op gelowige mense, oor kerkmense. Hy sinspeel eintlik ten diepste op die Jode in daardie tyd, wat die kerkmense was, die kerkleiers was. En hy sê ten diepste vir hulle, julle is die genooides. Julle is in die verbond.
Julle is genooi. En dan is dit juis hulle wat nie kom nie. Wat die maaltyd mis. Van hulle het gesê, hulle het 'n stukkie grond om te gaan wat hulle gekoop het. Ander het gesê, hulle het weer osse gekoop wat hulle moet gaan uittoets. Party het gesê, hulle is pas getroud. Ek dink dis seker 'n goeie rede, jy pas getroud is. Jy dalk nie na die maaltyd toe dan sal wil gaan nie. Elkeen van hulle het iewerster gesê, verskoon my. En die interessante is dat die gasheer sê dan, gaan haal die krepeles, die blindes, die armes. Hulle was altyd die mense wat gesien was as die sondaars. Jy was blind en krepeel omdat jy boosheid in jou gehad het, omdat jy sonde in jou gehad het, nee? En dis hoekom mense gedink het jy word siek in die Bybelse tyd. As jy donkerte in jou, boosheid in jou, jy's onrein. Hulle was die onreines. Hulle was die minst geskikte mense vir die koninkryk van God. En hy sê, gaan bring hulle in, en as hy hulle ingebring het, dan sê hy, gaan nog verder, en dan die interessante woord wat Lukas gebruik, dwing hulle om te kom. Maar vir die genooides, sê hy, julle het julle tyd verspil, en julle kans verby laat gaan. Nee. Geliefdes, die vraag is, wat ek vanoggend bietjie by wil stil staan, is waarom het hierdie mense nie gekom nie? Die genooides. Waarom het hulle dit van die hand gewys? En ek dink, miskien is die eerste opmerking wat ek daaroor wil maak is, 'n mens se besluitneming werk gewoonlik, as jy moet keuses maak, werk gewoonlik dat jy weeg goeders teenoor mekaar op. Partykeer is daar besluite wat jy nou nie 'n keuse het nie. Jy moet sekere goeders partykeer besluit wat jy nie graag wil besluit nie. Maar die meeste van ons, wanneer ons besluite neem, weeg ons goed se gewig teenoor mekaar op. Wat dra vir my die grootste gewig rondom hierdie besluit? En gewoonlik sien 'n mens in iemand se praktiese besluite, wat is dit wat vir jou belangrik is in die lewe? Wat is vir jou die ding wat jy najag? Wat is op die ou ende jou doel in die lewe? Wat dra vir jou die grootste gewig, né? As 'n vroutjie vir haar man sê op 'n Saterdagoggend, ag liefie, kom ek en jy gaan vanmôre en dan gaan drink ons 'n lekker koppie koffie iewerster by 'n koffiewinkel en dan kuier ons 'n bietjie met mekaar en ons deel sommer 'n bietjie ons hart met mekaar en ons bou sommer 'n bietjie aan ons verhouding met mekaar. En nou het jy eintlik in jou gedagte, jy wil graag saam met jou vriende gaan golf speel. Nou moet jy 'n keuse maak. Is dit vroutjie of die golf? En wat jy gaan kies is eintlik maar wat vir jou die swaarste in die lewe weeg. Wat is vir jou die swaarste, die belangrikste in die lewe op die einde van die dag, nê? Nee. So ons weeg goed. Nou is die vraag, hoekom het hierdie mense se osse, se pasgetroude lewe en se stuk grond wat gekoop is, hoekom het dit swaarder geweeg as die uitnodiging om deel te wees van die koninkryk van die Here, om deel te wees daarvan, om iets van die diepte van menswees te beleef, om deel te wees daaraan dat jy regtig dit ervaar en beleef in jou verhouding met die Here waarvoor jy geskep is, waarvoor jy hier is. Hoekom weier hulle dit? Hoekom wys hulle dit van die hand? Hoekom weeg dit vir hulle so swaar teenoor die koninkryk van die Here? Wel, ek dink as 'n mens na die Bybel gaan kyk, ander tekste in die Bybel gaan kyk, en as 'n mens ook na die konteks gaan kyk waarin hierdie gedeelte geskrywe is, dan lyk dit vir my is daar 3 redes waarom baie dinge in die lewe vir 'n mens swaarder weeg. Kom ons probeer iets van hierdie 3 redes verwoord vanoggend. Die eerste rede dalk
is dat ons wat die genooides is, onthou nou ons praat oor hoekom die genooides nie gekom het nie, is omdat ons as die genooides dalk so gewoond geraak het aan die uitnodiging. Ons het so gewoond geraak aan die Here se genade. Ons het so gewoond geraak omdat ons van kleins af groot geword het met godsdiens en met ons geloof, ons weet dit, ons hoor dit elke Sondag, dat iets van die spesiaal daarvan het dalk by ons begin verbygaan. Dit word mos maar in enige verhouding so. Dink aan jou eie huweliksverhouding. Baie keer dan word die ander een in hierdie verhouding maar net vir jou gewoon. Dit word net vir jou gewoon dat jou lewensmaat lief is vir jou. Dat jou lewensmaat omgee en waardering het vir jou. Dit word net gewoon dat my eie waardering teenoor my lewensmaat. In die begin van 'n mens se huwelik kan sê jy dit baie vir mekaar. En jy sal tot die uiterste toe gaan vir jou lewensmaat. Ek onthou toe ek en Arisa getroud is, sy daar net so voor ons getroud is, toe ek nou haar ontdek en probeer om haar aandag te kry en so aan. Toe sy daar in Pretoria en by NKP het sy gestudeer, ek was by Tikkies en daar so 'n verskriklike groot bult wat so opgaan daar na NKP toe, lê so op 'n koppie daar. Weet jy geliefdes, dit was vir my niks om daai bult uit te ry met my fiets. Ek sal amper dood as ek al bo kom, nee, die sweet loop jou af. Maar weet jy, ek sal enigiets vir haar doen. En dan so met die jare, dan raak iets van dit verlore. Dan ry 'n mens langs die pad en dan dink jy, miskien moet ek vir my vrou blomme hier afpluk. Dit is nou 'n bietjie onwettig, maar kom ek vat die kans en kyk of ek nie van hierdie spellekussings kan afpluk en net vir haar huis toe vat nie, want ek dink aan haar. En dan soos ek ry, dan dink ek, ag nee, ek gaan nou nie daai kans vat nie. En is te veel moeite nou dat ek uitklim en stop en nee wat, sy kan maar sonder dit klaarkom nie. Ons raak gewoond aan mekaar. Ons raak gewoond aan alles. Ons raak gewoond aan die Here se genade en die Here se liefde en die Here se uitnodiging. Ons raak gewoond aan die maaltyd. Is nie meer spesiaal nie. In die brief van die gemeente in Efese in Openbaring 3 is die probleem wat die Here met Efese gemeente het, is hy sê vir hulle hierdie een ding, julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. 'n Mens verloor maklik jou eerste liefde, daai opgewondenheid later in jou lewe. Miskien het hierdie mense wat nee gesê het, so gewoond geraak aan die Here se genade. Dis maar net altyd daar. Dis nie meer spesiaal nie. Trouwens, as jy mooi na die gelykenis kyk, is die een ding wat opval in hierdie gelykenis, is die gretigheid van die gasheer dat die mense moet kom. Die gretigheid, die aandring, die dwing, gaan haal hulle, nooi. Jy sien iets van die hart van die gasheer. En baie keer het daai hart vir ons gewoon geraak. Nie meer spesiaal nie. Miskien is 'n tweede rede, en hierdie redes dink ek hou alles verband met mekaar, is dat ons baie keer in die lewe met so min tevrede is. Geliefdes, vir baie mense in die lewe, as jy met mense gewoonlik praat en jy praat met hulle oor hulle lewensroeping, lewensdoel, waar is jy op pad heen met jou lewe, wat wil jy bereik met jou lewe, dan hoor 'n mens tussen al die baie goed wat mense sê, gewoonlik hierdie een ding, en dit is dat baie mense se hoogste doel in die lewe is om net goed te voel. Is om net gelukkig te voel. Is om tevrede te voel. En wanneer voel ons so? Wanneer ons nie probleme het nie. As ons probleme weg is, dan voel ons gelukkig en tevrede. Vir baie mense is dit hulle hoogste roeping. En weet jy, die mediese wetenskap sê vir ons, daai gevoel wat ons so soek in die lewe,
is eintlik maar niks anders as net 'n afskeiding van hormone nie. Dit's 'n bietjie afskeiding van dopamien en van serotonien en oksitosien en 'n paar ander hormone wat jou laat goed voel. En vir baie mense is dit hulle lewens, wat hulle in hulle lewe najaag, is daai hormone moet net afgeskei word. Dan voel ek okay. Is dit nie so nie? Ons wil net gelukkig wees. Wanneer is jy net gelukkig? Wanneer jy binne goed voel. Vir baie mense is die hoogste doel nie in die lewe om werklik mens te wees nie. Om werklik die omvang van menswees te beleef, om daardie my skepingsdoel te beleef, om 'n verhouding met die Here te staan, om die Here te ken, om iets van God te beleef in jou lewe en iets daarvan te ervaar nie. Ons is eintlik ons almal met so min tevrede in die lewe. Miskien is 'n derde rede is dat ons nie besef wat is die diepte van ons honger nie. Ons almal het baie begeertes en behoeftes en goed. Gewoonlik het ons 'n klomp fisiese begeertes wat 'n mens korttermyn aanspreek. Jy's honger, jy eet, jy's moeg, jy gaan slaap, dan voel jy beter. Ons het 'n klompie emosionele begeertes. Dis waar 'n mens voel, jy soek 'n koneksie met iemand, jy wil spesiaal voel, jy voel pyn hier binnekant in jou, jy voel eensaamheid hier binne. Nee, ons het 'n klomp emosionele begeertes wat ons ook op 'n kort termyn aanspreek. En die meeste van hierdie goeters, as jy dit aanspreek, dan help dit so 'n bietjie. As jy eensaam voel en jy het met iemand gekuier en lekker tee gedrink of koffie gedrink, en jy gaan huis toe, dan voel jy vir 'n oomblik minder eensaam, maar môre voel jy weer eensaam. Jy voel weer die gemis. En dan hier diep onder dit, geliefdes, lê wat ons praat van lewensbegeertes, spirituele begeertes. Hier diep onder ons, onder al hierdie begeertes, lê ten diepste 'n onverklaarbare gevoel van betekenisloosheid. 'n Onverklaarbare gevoel van verlorendheid. 'n Gevoel van eensaamheid. 'n Gevoel van daar's niks in die wêreld wat hierdie gat in my vol maak nie. Ek sê altyd vir mense, ek self voel daai gat hier in my maag. Daar's 'n onverklaarbare hinkering, 'n onverklaarbare soeke. En wat gebeur ongelukkig in die lewe, geliefdes, is dat hierdie diepste begeerte van ons as mens wees, gebruik ons die goed wat die emosionele begeertes stil maak en fisiese begeertes stil maak. Ons gebruik hulle aan mekaar en ons probeer om dit wat daaronder lê te vul met daai tydelike, vir 'n kort tyd jou behoefte bevredig, probeer ons dit ook daarmee stil maak. Jesus het gesê, ek gee vir jou water waarvan jy nie weer sal dors word nie. Waarom word daai water, waarom bly ons aan mekaar hierdie gevoelens hê, hierdie dors word belewenis hê? Want ons probeer dit vul met die goed waarmee ons liggaamlike begeertes vul. As ek net meer kan eet, as ek net meer kan koop, as ek net meer kan mense kry, vriende kry, as ek net meer sukses kan behaal, dan gaan ek beter voel. En vanaand as jy in die bed klim, dan weet jy, hier binne is 'n gat in jou wat niks vul nie. Iemand het so mooi gesê, we have many toys to keep ourselves busy with, so that we don't have to experience our deepest longing and pain.
We have many toys to keep ourselves busy with, so that we don't have to experience our deepest longing and pain. Ons verstaan nie die diepte van ons verlange, die diepte van ons pyn, die diepte van ons verlorenheid nie, want ons het baie speelgoed wat dit bedek en toemaak. Ons wil nie daar gaan nie, in ons lewe nie. Nou is die vraag, laaste 3 goed van vanoggend, nou is die vraag, wat kan 'n mens dan doen om weer jou eerste liefde terug te kry? Wat maak dat 'n mens honger genoeg is om die aanbod te aanvaar van die maaltyd? En dat wanneer jy die goed weeg, dat jou eerste prioriteit word om die maaltyd se uitnodiging te aanvaar, dat jy daai soeke het na daai maaltyd, bo enigiets anders in jou lewe. Wel, 3 goed, ek noem hulle vinnig vir u. Ons kan eintlik 3 preke oor elkeen van hulle gemaak het. 3 goed. Die eerste ding is, die lewe doen dit nogal vir jou. Die Here het in hierdie lewe vir ons mislukkings en pyn en lyding toegelaat, want die lewe doen dit vir ons. Geliefdes, aanvanklik dan gebruik 'n mens hierdie goed, die goed wat jou fisiese begeerte stilmaak, die goed wat jou emosionele begeerte stilmaak. Ons gebruik hierdie goed, en gebruik het. Maar die lewe het 'n manier om vir jou op plekke te bring waar jy by 'n punt kom waar jy net verstaan, hierdie goed werk nie meer vir my nie. Die tydelike verligting, daai tydelike verligting wat dit bring, word al minder en minder en minder. En die lewe word vir jou al sinloser en sinloser en sinloser. En later is daar net meer niks. Daar's net meer niks nie. Mislukkings en lyding veroorsaak dat 'n mens by 'n plek in jou lewe kom, dat jy die naakte hongerte, die naakte verlange, die naakte pyn sien en ervaar in jou lewe, waar jy by 'n plek kom dat jy sê, ek het niks meer oor nie, niks nie, behalwe Christus. Behalwe Christus. En dan begin jy vir Christus te soek. En jy kom agter hierdie oorgee aan die Here, hierdie ingee en meegee aan die Here, bring ook nie vir jou regtig eintlik dat jy nou goed voel nie. Want die doelwit van die koninkryk van God is nie om jou goed te laat voel nie. Die doelwit van die koninkryk van God is om ons te transformeer, is om ons te help om vir Christus te vind. Dis die doel. Moeder Teresa het eendag gesê, you don't know how much you need Christ until Christ is all you have. You don't know how much you need Christ until Christ is all you have. Geliefdes, die eerste ding wat die lewe aan ons doen is, deur ons mislukkings en ons pyn en ons lyding, kom mens by 'n plek wat jy in Hosea 2 van lees. Hosea 2 wat sê, ek vat jou in die woestyn in, ek vat al jou minnaars weg, ek kamp jou af met 'n doringtak, sodat jy nie by jou minnaars kan kom nie, by jou speelgoed mee kan kom nie, sê die Here. En dan sê hy, en daar in die woestyn sal ek jou die hof maak. Daar sal jy my weer leer liefkry. Ons geloof en ons godsdiens is baie keer so oppervlakkig. Ons wil net goed voel, ons wil net happy wees. Ons wil Here net gebruik om ons moeilikheid vir ons weg te vat. En die Here gebruik om net vir ons voorspoedige lewe te gee en al hierdie goed, nê. En ons mis die diepte van mens wees. Ons mis die diepte van Christus.
in ons lewe. 'n tweede ding is dat ons moet nie weghardloop. Jy hoef nie eers in daai mislukkings en pyn altyd eers te gaan nie. Maar wat ons wel kan doen is ons sit met leegheid in ons. En die tweede ding is, moenie van dit weghardloop nie. Omarm dit. Voel dit vir 'n slag behoorlik. Voel die sinloosheid van hierdie lewe 'n slag. Moenie dit rasionaliseer nie. Voel die pyn wat hierdie lewe bring. Moenie dit rasionaliseer nie, moenie dit wegdruk nie, moenie probeer weghardloop daarvan nie. Omhels dit. Dis hier. Gaan daarin. En voel en beleef dit. Totdat jy by 'n plek kom waar jy sê, al wat ek het in hierdie lewe is Christus. Is net Christus. En dan begin mense ingee. Dan begin jy jou lewe in die hande van die Here gee. Jy begin vir die Here sê, Here, ek weet nie hoe en waar nie. Ek weet nie hoe gaan 'n mens beter voel of mens beter voel, of die depressie weggaan en of dit nie weggaan nie. Here, dit maak nie ook nie vir my saak nie. Al wat ek wens, Here, is ek wil U ken. Bo my gemak, bo my goed voel, bo enige iets in hierdie lewe. Here Jesus, wil ek U ken. Want daar gebeur ietsie diep binne in my, iets onverklaarbaar. Daar by U. En dan die laaste een is om op te offer. Opoffering bring mense eerste liefde terug. Wanneer jy by 'n plek kom in jou lewe waar jy besluit en sê, my soeke na Jesus, my soeke na die koninkryk van die Here is my eerste prioriteit. My lewe volgens die waardes van die koninkryk van God is my eerste prioriteit. My onderwerping aan die wil van die koning van die koninkryk is my eerste prioriteit. Dis al wat ek soek in my lewe, dis wat ek najaag. Die ander goed is nice. Dis ook daar in die lewe. Dis nie waaroor my lewe gaan nie. Daai eerste prioriteit, God is my eerste. Al kos dit my, wat ook al. Al kos dit my om goed prys te gee. Al kos dit my ego. Al kos dit my belangrikheid, of wat dit ook al mag wees. Al kos dit my tyd, al kos dit my geld. Want ek jaag hierdie een ding na. Hoe meer jy dit doen, meer jy opoffer, hoe meer kom die eerste liefde terug. Jesus het gesê, wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons nooi, die gasheer. U ons nooi na die feesmaal. Dat U ons nooi om vir U te leer ken. Dat U ons nooi om regtig te leer wat dit is om mens te wees. Dat U ons nooi om te leer wat is regtig liefde. Dat U ons nooi om te leer wat is regtig 'n betekenisvolle mens. Dat U ons nooi om alles weg te gee, om alles in my lewe wat vir my so belangrik is, soveel prioriteite het, om daai goed te sien vir wat dit is en die skat te kan raak sien. Leer ons om die skat te sien, die waarde van die skat te sien, o Here. Here, en wanneer ons voel daar's niks meer vir my nie, dan is alles daar. Dan is alles daar.
Here, dankie dat U ons nooi. U nooi ons vanoggend. Vanoggend staan die feesmaal se deure waawyd oop. U nooi ons om in te kom. U nooi ons, Here. Amen. We are